Dit is die dag, die hier gemaak. Kom ons wees bly, en die hier daarin. Dit is die dag, die hier gemaak. Kom ons wees bly en verheer daarin. Dit is die dag, die hier gemaak. Dit is die dag, die hier gemaak. Kom ons wees bly en verheug daarin. Dit is die dag die hier gemaak. Kom ons wees bly en verheug daarin. Dit is die dag die hier gemaak. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam. Alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Nou ja, kom ons staan allemaal op vir die volgende lied. Daar's 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kreeg dis Jesus, hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Dis 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Ons skree, dis Jesus, ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid
om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Julle kan maar sit. Maak ons oë oop as ons die nag inkyk. Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop. Week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons, hier woon in ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, sien ons met volheid, vul ons met u vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Is hy aan? Daar is hy. Dankie. Jy wil gou ietsie sê, né? Goeiemôre gemeente en baie welkom by ons erediens. Dit is 'n groot voorreg om almal van julle weer hier so te sien vandag. Nou die skool begin het, mens sien dit sommer, alles is weer in die gang en dit is 'n groot voorreg om ook hier in die huis van die Here te wees. Soos julle weet ook, Dominee Stefan is nog 'n bietjie met verlof die week. So hy is as die Here wil volgende Sondag terug, maar ons verwelkom vir Dominee Steven Heinz dan nou
eintlik al 'n ou bekende hier so in ons gemeente. Dominee Steven, baie dankie ook vir jou en sien ook vir jou boodskap vandag. Baie dankie. Baie welkom vanmôre. Dankie dat julle opgestaan het en gekom het. Al het julle dalk nie lus gevoel daarvoor nie. En ek wil hê julle moet net gou vanmôre vir mekaar sê goeiemôre. Ek is lief vir jou. Al is dit nou ook jou 'n buurman hier langs jou. Ek onthou toe ons jonk was, ek wou net gevra het, hoe oud is hierdie nuwe generasie? Kan ek deel wees daarvan? Op 76 is alright, nee. Right. Ek sê altyd, as jy onder 85 is, dan is jy nog 'n kind. En as jy bokant dit gaan, dan begin dit bietjie moeiliker raak. Een oom van ons het gesê, as jy in jou 70's kom, begin hulle so in die bos om jou te kap. En as jy 80 slaan, dan is hulle in jou ry. Dan moet jy baie reg wees, nee. Ons gaan vanmôre lekker saam sing. Die tweede lied wil ek net sê, is eintlik so maklik. Ek dink nie julle ken hom nog nie, nee. Julle gaan hom nou leer en hom ook begin sing dalk. Die liedsnaam is U is waardig om die boek te neem. Dit kom daar uit Openbaring 4 en 5 en verder. Maar hy's lekker upbeat en so jy kan maar bietjie ontspan saam met die nuwe generasie en dit lekker saam sing. Voor ons begin wil ek vra dat ons elkeen nou 'n minuut van stil gebed en dan sal ek vir ons open waar jy vra dat die Here vanmôre met jou sal praat en werk. My vroukie is ook vanmôre saam 'n slag weer in die kerk. Sy's baie lank laas in die kerk gewees. Maar ek ry baie keer ver en sy sukkel 'n bietjie met haar rug, so sy kan nie altyd so saam met die ver ry gaan nie. Minuut van stil gebed en dan open ek vir ons. U is die ewige God, die enigste ware God wat lewe kan gee. En ons aanbid U vanmôre as U kinders, wat in Jesus Christus deur U uit die ewige dood in die ewige lewe ingered is. Ons prys U naam en U alleen. Dankie dat ons in Jesus Christus se naam die bose kan weerstaan vanmôre, dat hy sal vlug en geen uitwerking hier sal hê nie. Dankie dat U vanmôre ook na ons wil luister wanneer ons U naam groot maak. Ons prys U naam. Halleluja. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ek wil net hoor, kan almal my hoor? Die ouens wat doof is ook, okay. Ons gaan begin met die liefde van Jesus is wonderlik of wonderbaar. Die ding daar op die skerm sal hy wonderlik wees. En kom ons sing dit lekker saam. Daar's 'n paar nuwe verse by wat so 'n bietjie met jou en my praat van wat ons moet doen. Ons staan en nou sing. As jy nie kan staan nie, dan sit jy. Maar as jy kan staan vir die volgende 15 minute, julle doen dit in Pick n Pray en al daai plekke, so staan nou. Ons gaan nou sing. Dankie. Laat waai.
Die liefde van Jesus is wonderlik, prys sy naam wonderlik. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik vir my. Hy my gered het is magnifiek, magnifiek, prys sy naam. Dat hy my gered het is magnifiek, magnifiek vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is in my hart, vul my nou, maak my nuut. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik vir my. Die liefde van Jesus kom roep my nou, dra dit uit, leef dit uit. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus kom roep my nou, dra dit uit, leef dit uit. Die liefde van Jesus is wonderlik, wonderlik vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Jy kan hom maar laat loop daar, Emiel. Volume, volume. Harder, harder, vinnig. Nog 'n bietjie, nog. Hier is Vader om die boek te neem. Wees sy sekers op die maan. Wat die met blijs met die bloed gegooid en gestaan. Naast die volk en taak en die beetje harder maak. Halleluja, halleluja. Uitgebroken Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Want ons is uitgebroken Jesus bloed. Nog een beetje. Lam van God geslag vir ons as mens, mag geen rijkdom kom nie toe. Heerlijkheid en lof moet u ontvang, ons wil u eer, Lam van God en Heer. En ons sing halleluja, halleluja. Heergebroken Jesus bloed.
Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreemd. Toch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem die groot barmhartigheid. En roem die groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my. Hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deurentyd. Ek loof en prys u deurentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voorlê. Mag ek steeds sing wanneer die skemer kom. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. U liefde is groot en geduld onmeetbaar. U naam is groot en u hart is goed. Vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir u wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig weer. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam.
naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Baie dankie julle, kom ons sit. Ja. Ek wil begin deur vir die kinders vanmôre te vra of hulle onthou wat ek altyd vir hulle vra as ek hier kom, want dit lyk vir my as ons na ons land kyk. Hier's bietjie baie bas op my stem. Kan jy net daar 'n bietjie minder bas op sit hoor en bietjie meer treble. Daar is die man met die klank. Stefan het seker 'n minder bas stem. Vat so 'n bietjie buis weg. Dit klink vir my of ek half binne in 'n pyp is, jy weet. Bietjie bas, nog 'n bietjie weg, nog 'n bietjie, dit klink al beter. En dan so 'n bietjie, is jy al onder? Is hy bietjie, okay. Sit 'n bietjie treble by. Okay, right. Die Here het by geleentheid, het hy die 10 gebooie bymekaar getrek, kinders. En toe het hy 2 belangrikes van daai 10 gemaak. Wat is die eerste ene wat hy gemaak het? Enige kind kan antwoord onder 85. Kom, wie wil waag? Moet ek het sê? Daar so, okay, sê gou. As jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag en al jou verstand, jy sal hom kom haal, né? Okay, right. Want ek gooi nie meer so goed nie. Jy moet met ander woorde alles wat jy is en het en nie het nie en wat ook al moet jy vir God gee en vir God doen of nie doen nie. Daar's goed wat 'n mens nie moet doen nie, né? Jy kan nie sommer net in 'n kroeg instap en 'n paar ouens doodskiet en dan haal jy weg nie. Dit werk nie. Dis saamgevat in ek doen sulke goed nie omdat ek God bo en voor alles stel en liefhet. Hy is die begin en die einde van alles. Okay, die tweede ene, wat is hy? Wie wil sê? Hieronder, waar is jy? Sê gou. Jy het so 'n bietjie sag gesê, oom is doof, jy weet, maar die feit dat jy praat, sê gou weer, jy? Kan jy vir my sê wat sê hy? Sê gou vir oom. Ons moet die kragwerkers opstart. Ons moet die wat? Die kragwerkers opstart, okay. Daar is jou, né? Sodat die kragwerkers Jesus sal lief hê en ook ander mense. Dis die tweede ene, okay. So ons moet mense se kragwerkers opstart, né? Daar sê, okay. Dat ons almal sal lief hê, en kan ek vanmôre dit sê, jy hoef nie van almal te hou nie. Dis baie bevrydend. Want ek het 'n paar ouens wat ek baie sukkel om van te hou. Ek sal nie name noem vanmôre nie. Maar die liefde wat die Here vir ons het, is mos nou die agape liefde. En dis die liefde wat bo oor alles kyk en gaan na die mens agter die gedrag. En ek en my vroutjie is nou al jare aan die gang. Ek het nog tot nou toe nog nie die vers in die Bybel gekry wat sê ek moet aftree nie. So ek vermoed as die Here wil hê ek moet ophou, dan sal hy my op 'n manier breek. Maar ons moet onthou dat jy die mens wat agter die gedrag is, moet lief hê. Sonder al sy bagasie of haar bagasie wat hulle het. En ons weet dat as jy emosionele bagasie, emosionele seer kry gehad het, as jou pa 'n
absolute tiran was en jou rondgestamp en geslaan het toe jy klein was en jou gedwing het om jou boots, jou skoene skoon te polish, laat jy jou hare kan kam in hulle, soos wat ou in die weermag gedoen het, ons het dit bone genoem. Wie van julle onthou van bone jou boots, nee? Het jy geblink, ja. Jy kan dit nie aan jou kind doen in elk geval nie, maar jy moet jou kop laat lees, maar alright. As jou pa dit aan jou gedoen het, dan moet jy hom vergewe, sê die Bybel. Jy moet hom vryspreek en jy moet vir hom bid, as hy nog leef, dat hy iewers langs die pad in sig sal kry waarmee hy besig is. Jy kry sulke maas ook. Van hulle is nou weer drone maas, jy weet, jy kan nêrens gaan sonder dat sy nie daar is nie, nee, en as jy iets snaaks doen, dan bespuit sy jou. Hou op daarmee. Jy moet iewers langs die pad jou kind leer om self te funksioneer, so doen reg in die huis, en moenie hulle seermaak nie. Ons werk, sy's 78. Mag dit sê, op ons ouderdom kan jy dan mevrou se ouderdom sê. Maar sy werk nog baie keer met vrouens, kyk, want sy verstaan vrouens, ek glad nie. Ek werk met mans, en ek gaan nou met iemand waarskynlik in die volgende week of 2 werk, wat baie seer groot geword het. En die wonderlike is, die God wat ons aanbid genees, hy maak dit gesond. Hy vat jou terug na waar jy seer gekry het. Hy wys dit vir jou, dit maak jou weer seer vir so 'n paar sekondes, en dan vat die Here dit weg. En dan gee jy jou die vermoë om te vergewe en vry te spreek, en verder te gaan in jou lewe. Ok, ons gaan vanmôre, laat ons kom. Matteus 5, ons tema, hulle sal vertroos word. Hulle sal vertroos word, sal jy hom opsit, daar sy e-mail, dankie. Hulle sal vertroos word. Dis die 4de vers van Matteus 5, maar ek wil vers 3 tot 12 net vanmôre weer lees. Dan kom jy my time, ok, nee, is reg, ek sal bietjie vinniger gaan. Ek gaan lees van vers 3 af, en dit is Jesus se eerste groot preek wat hy het, daar in die berge, waar die mense sit. Hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ek het dit vir vorige keer hier verlede jaar gepreek, daai spesifieke vers, en ons het gesê, dit beteken, dit gaan oor jou afhanklikheid van God, dat jy volkome afhanklik is van God. Dit moet jy op die ou end in jou lewe beginne besef. En die tweede ene wat ons vanmôre na gaan kyk is, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons praat net nou daaroor. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Kyk na al die beloftes. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dis nou nie soos Trump vrede maak nie, hoor. Trump sit 'n geweer in jou kop, of hy skuif die rentekoerse op wat jy moet betaal om in te voer. Dis nie daai ene nie. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor hulle net so vervolg. Nou ek wil net die eerste stukkie van vers 4 lees. Geseënd is die wat treur. En vanmôre 'n bietjie daarna kyk. As 'n mens in Psalm 55 wat Dawid geskryf het gaan lees, dan sien 'n mens dat Dawid oor die diepte van pyn wat die hart oor die kinders moet uit.
Yes, dis wat jy vir my wou kom sê. Okay. Right. Al die kinders moet uithardloop nou. Oom. Sit. Kyk, Susan wil net gou so in die Ja. begin van die nuwe jaar wil sy net gou vinnig praat oor die kinderkerk as jy Okay. Nee, so. Nee, gee gou vir haar 'n mikrofoon net asseblief. Het jy vir haar hierdie ene wat hierdie Kan julle my hoor? Kan ek sommer so maak? sit hom hou nou by jou? Daar's Hallo julle, kan julle my hoor? Ek wil net vra of daar miskien helpers is wat vir ons wil help met die kleuterkerk. Party van ons mammas het al 6-7 jaar gedoen en hulle het gevra hulle wil 'n bietjie 'n breek hê. So ek wil nou vra as daar enige help is. Dominee wil baie graag die graad 12s in die kerk hê. Die graad 11s. Die graad 11s in die kerk hê. So as daar graad 12s is wat miskien wil kom help of wat hoërskoolkindertjies wat voel hulle wil miskien kom help. Ek weet Kara het gesê sy wil kom help en daar's 'n paar kindertjies wat gesê het hulle wil kom help. So as iemand wil kom help, kom sê net vir ons. Dis baie maklik. Ons maak dit verskriklik maklik. Jy speel letterlik vir 'n halfuur lank. Ek beloof. Alles is reggesit vir jou. Jy het jou lesietjie wat ons vir jou fotostateer. Dan jy jou aktiwiteitjie wat jy doen en dan het jy 'n bak en brou wat jy doen. So jy sit en speel saam met daai 20 kindertjies vir 'n halfuur lank terwyl Dominee kom. So as enigiemand kan sien om dit te doen, ek beloof alles is reggesit vooraf. Jy kan net kom speel. So asseblief as enigiemand wil, kom net daar na die Petrus Kerk se kant toe. Dis by die katedrese waar hulle inskryf in die klein saaltjie na kerk asseblief. Maar sy, dankie man. Ekskuus dat ek jou amper vergeet het. Ek het jou heeltemal vergeet, ja. Ek bely dit, hoor. Goed, kom ons sê, ek wou net sê dat Dawid in Psalm 55 skryf hy oor die diepte van die pyn wat die hart ervaar en ken, oor die teleurstellings en hartseer van die lewe. En dan sê hy hier in vers 7 tot 9, skryf hy in Psalm 55. Hy sê, ek het gedink, ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom, want hierdie onstuimige wind van hierdie onstuimige wind van hierdie storm af. Maar hy wil net wegkom van al die goed. Want daar's baie van ons wat dit doen. Party mense neem dan hulle eie lewens. Ander begin drink. Ander gaan op dwelms. En so kan jy aangaan. Daar's 'n klomp dinge wat mense aanvang as hulle seer het en hulle kan dit nie hanteer en verder gaan in die lewe nie. So, Dawid echo eintlik die uitroep van alle mense op een of ander manier of 'n ander tyd in hulle lewe gedurende dit wat hier op aarde met hulle gebeur en die hartseer wat hulle beleef of die teleurstellings in die oë staar en wanneer hulle tragedies beleef of teenstand en almal van ons kan daarmee identifiseer. In elk geval, ons weet wat in die bediening is, al die drama wat jy baie keer moet hanteer, al is jy baie keer heeltemal onskuldig in die dilemma. Maar Dawid sê 'n bietjie vir ons hoe hy voel oor dit wat gebeur. En ons is nou in 'n nuwe jaar in. En ek het lank al opgehou om nuwe voornemens vir jaar. Ek het nie 'n bucket list nie. Ek vat die ding as hy gebeur, dan sal ek hom in die bucket sit, maar ek het nie regtig 'n ding wat ek graag nog wil doen nie. Maar julle is nou baie, meeste van julle is baie jonger as ek, so jy het nog seker 'n bucket list wat jy wil hardloop. Nou dit is 'n vreemde ding van hierdie seënbede. Hy sê geseënd is die wat treur. Geseënd is die wat treur. En julle sal verstaan wat hy hier bedoel. Dit gaan lynreg teen hoe ons leef. As dit sleg gaan en ons dan wil ons nie dit moet nou noodwendig geseën vir my wees nie.
Maar dit is nogal interessant. Die Here vat die heel slegste goed partykeer in jou lewe en hy verander dit vir jou in 'n ding of iets wat gebeur wat jy glad nie kon van droom nie. So lynreg die meeste ouens in die wêreld, as ek nou maar so kyk ook in ons land, hulle soek plesier. Hulle het 'n malheid daaroor. Hulle soek opwinding. Hulle jaag agter geld aan en energie en entoesiasme en hulle soek na vermaak wat op die ouend hierdie hartseer net 'n bietjie sal verdoof en dit 'n bietjie sal wegvat of hierdie teleurstelling of wat ek wel my getref het. Hardloop hulle agter hierdie goed aan. En dan het hulle al hierdie damfeeste en liefdefees en ek wonder partykeer wat alles daar aangaan. Ek dink nie jy kry vreeslik genesing daar nie. Jy kan dalk baie pyn weer daarop optel. Nou hier sê Jesus, geseënd, as jy 'n ander woord wil gebruik, gelukkig, sê die ou vertaling, is die wat treur. Wat wil hy hier vir elke Christus gelowige sê? Nie Christen nie, hy wil dit vir Christene ook sê. Christene is mense wat glo aan Jesus, maar nie leef asof hy bestaan nie. En hulle lewensrol speel nie. 'n Christusgelowige is iemand wat glo in Jesus. En dan verander dit jou lewe. Dat jy begin lyk meer en meer soos Jesus. So, wat wil hy vir ons sê? Die feit dat daar 9 woorde in die Griekse taal is wat treur in die Nuwe Testament beskryf, sê vir ons dat hierdie emosie deel van die alledaagse lewe is. Ek dink nie daar's enige iemand wat hier sit nie, wat nog nooit in hulle lewens getreur het oor iets nie. Al is dit nie oor die dood nie. Ek het verlede naweek was ek in 'n toestand hoe die Stormers 61-10 verloor. Was iets verskrikliks. Hulle het dit dan reggemaak gisterand, né? Maar iewers langs die pad treur jy. Anderster lieg jy vir jouself. Daar's nie 'n mens wat nie iewers langs die pad seer kry. Al is jy hoe groot, kry jy baie keer sleg seer en treur jy daaroor. So, dis egter nie waarvan Jesus hier praat nie. Hierdie treur is iets anders. Hy praat van 'n goddelike smart, 'n hartseer, 'n treur onder leiding van die Heilige Gees, wat baie anders is as enige vorm van gesonde of ongesonde treur in die lewe. Paulus help ons in 2 Korintiërs 7 vers 9 en 10 om ietsie daarvan te verstaan. So ek wil dit net vir julle lees hier by 2 Korintiërs 7 vers 9 en 10. Hy sê, nou het my bril geval, laat ek hom net hier optel. Die lettertjies raak nou te klein weer. Hy sê in vers 9 sê hy vir ons, nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het, of tot bekering gekom het. Julle was immers hartseer, soos God het wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van God bring bekering, wat tot redding lei, en daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorweging die dood. So verstaan julle, dit gaan dat jy moet treur oor jou sonde wat jy doen. Ons praat mos nie meer vreeslik in die kerk oor sonde nie. Want dis, ag, jy dryf mense weg. Nee, jy help hulle om raak te sien hoe ver ons van God af. Jy loop nou nie omdat ek oor sonde praat nie, nee. Okay. Okay. Maar ouens, dit is ongelukkig so. As ons net na ons land kyk, vergeet die res van die wêreld. As ons net na ons land kyk, wat gebeur hier? En nie net die ANC nie, maar alle ons mense, wit, bruin, swart, wat ons ook al is.
kan sulke simpele goed aanvang wat ander mense benadeel. En dit kan tog nie. En as jy in die teenwoordigheid van Jesus Christus instap, dan begin jy dit te beleef. En as jy so bietjie sy Bybel gelees, sy woord, dis die woord van God hierdie. Onveranderlik, volkome waar, dan begin jy te besef, ek is skaam. En dis 'n slegte ding om te dink die Here is iewers daar ver. Hy's hier, hy's in my hart as ek hom aangeneem het. En as ek hom nog nie aangeneem het nie, is hy hier. En hy onder leiding van sy Gees bring hierdie insig by jou dat dit werk nie hierdie nie. En dan moet ek begin dink daaroor en dan moet ek sê, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer ek het dit gedoen of dit nie gedoen nie. Dan begin jy te verstaan waaroor dit gaan in hierdie ding van treur oor jou sonde. Jy kan jou paraplegies treur oor allerhande alledaagse gebeure, goed of sleg, maar geen een van die wêreld se smart of hulle treur sal vir jou die lewe bring nie. En dit in oorvloed waarvan Jesus in Johannes 10 vers 10 praat. Hy sê ek het gekom sodat julle die lewe en dit in oorvloed kan hê. En weet julle wat is ons grootste probleem? Dikwels is ons ore is te toe om te hoor as God met jou praat. Ons oë is te blind om te sien wanneer die Here met jou praat. Ons een seun het vir omtrent 3 jaar, bietjie langer, kon hy nie werk kry nie, want hy het nie lank genoeg in die son gelê nie. So hy het nie voldoen aan die BBEA, wat ook al hulle na toe gaan nie. En ons het hy het sy matriek gemaak, by the way, die ouens wat hier was, ek het julle vertel, hy skryf verlede jaar, het hy matriek geskryf op 43, nee, 42, hy 43, het hy sy matriek geskryf en hy het hom geslaag, ek ook, want ek het saam geswat. En weet julle, en ons het nog 2 maande gewag, en aansoek gedoen, want nou het hy matriek, dit kan hom nie meer pootjie nie. En een aand so amper, dit was hier in Oktober, nee Poppie, ja, kom hy daar 5 uur se kant afgestap, hy sê, hulle het my nou net gebel, ek het 'n werk gekry. En jy sien 'n 43-jarige man huil van dankbaarheid en aan die Here die ere gee, nie omdat ek 'n dominee is nie, maar omdat hy ook 'n verhouding met die Here het, en raak gesien het, want ek het saam met hom gebid, hy het gebid, sy ma het nooit ophou bid nie. En nou hierdie week wat nou net verby is, doen ons aansoek want die werk wat hy nou het is kontrak. Jy weet, soos 'n kontrak op is, dan weet jy nie of daarna nog werk is nie. Hier doen ons aansoek vir 'n permanente pos. En hier kom 'n e-pos terug en sê, wil jy vul hierdie in, ons is mal oor hierdie CV van jou, dit lyk of dit die mense is wat ons soek. Nou baie keer lieg hulle ook man, hè. Maar ek laat weet hom, hy laat weet my, die ouens by wie ek werk, het my nou net kom sê, ek gaan in 'n baie hoër pos inbeweeg. Nou, ons het gevra daarvoor, by die Here, en ek sien raak, dis God wat werk. Dis God wat werk. Julle ouens wat in die boerdery is, sien dit elke jaar, elke week, veral as jy haal gehad het, of daai tipe van skade, of jy droogte en jy sien hoe herstel die goed. Daarna dan weet jy, daar's 'n God wat werk. So wonderlik, net een soort hartseer bring die lewe. En dit is goddelike smart, goddelike hartseer, wat lei na bekering toe. Jou laat omdraai van die goed wat die smart bring, as dit sondes is wat jy doen, of laat wegdraai van mense wat jou trap en jou sleg sê, en by God buig, en met hom die pad stap. Dan kom 'n ou daardeur. Dit is wanneer hy dan vir jou sê, geseënd is jy, as jy treur oor sonde wat jy gelos het, of sonde wat mense aan jou gedoen het, en jy dit vir God gee,
en jy daai persoon vergewe. Iewers langs die pad kry jy dalk die kans om dit te gaan regmaak met daai persoon. Vir hom sê, ek vergewe jou. En dan onthou hulle baie keer nie eers wat hulle aan jou gedoen het nie. En dan dink hulle jy is kleinserig, maar dan het hulle in jou karakter ingeklim en jou getrap, dat jy lyk na niks. So onthou dit as jy 'n kind van God is, kan 'n mens nie so funksioneer nie. Ek glo dat Jesus Christus na hierdie smart oor sonde verwys in hierdie spesifieke preek van hom. Dit is waaroor dit gaan. Hierdie soort treur is gekoppel aan bekering en bekering is gekoppel aan sonde. Goed wat ons doen wat buite God se wil is. Dit is wat bekering is, jy breek weg daarvan. Nie uit jou eie krag nie, in die krag van God se Heilige Gees. So dis baie belangrik. Dit is die intellektuele deel wat jy moet besef, jy's geestelik bankrot. Geestelik bankrot. En dan kom hierdie vers 4 en hy neem die emosies oor en hy treur oor hierdie bankrotskap, geestelike bankrotskap. Dit is hoe koninkryksmense lyk. Wat Jesus hier sê is, geseënd is die mens wat absoluut verarmd is geestelik, wat niks anders as 'n bedelaar is nie, wat moet pleit vir liefdevolle ontferming en genade, want dit is die soort mens wat in die koninkryk van God sal inkom. Dit maak nie, dit red jou nie. Jy word gered deur Jesus, maar dit maak vir jou aanneemliker vir God, dat hy jou net uit jou sokkies uit wil seën. Hoe meer jy begin lyk soos Jesus. Solank as wat ons lewe, sal ons dieselfde soort begrip van geestelike armoede hê, onder leiding van die Heilige Gees. Indien dit nie van die begin af daar was nie, is jy of ek nie in Christus Jesus so lekker vas nie. Indien dit nou nie daar is nie, kan ons bevraagteken of jy 'n Christus gelowige is, en of jy net ene is wat weggedwaal het van die Here af. Dis onpossible om 'n kind van die Here te wees en aan te hou om te vloek soos 'n matroos. Die Gees praat met jou. En dan sê ou vir my eendag, daar word nie in die Bybel gesê, mag hy vloek nie, toe haal ek maar vir hom Efesiërs 4 vers 29 aan. Dis een van die heel wat plekke wat sê, wat jy sê moet tot eer van God wees. Moenie vuil taal uit jou mond uit laat kom nie. As jy lieg, is jy eintlik ook besig om vuil taal te gebruik. So, wees paraat, moenie laat Satan jou mislei nie. Dit klink miskien te koud of te rigied of te veel eisend as 'n ou oor hierdie goed praat en sê, maar jy moet verander. Dis die grootste krisis in hierdie land. Hulle sê in die opnames wat hulle maak dat omtrent 80% van die land is Christene. Wat jy waar kry? Hulle sê hulle is Christene, maar kyk na die gedrag van hierdie land. Hoeveel mense word daagliks nou doodgemaak? 81, nee. Dit klink vir my baie meer na genocide as wat in daar by Hamas en daai manne in die Palestina plaasvind op hierdie stadium. So, kom ons dink 'n bietjie oor watter aandeel het ek in hierdie ding. Die woord wat Jesus hier gebruik vir treur is die sterkste van die 9 woorde in Grieks in die Bybel. En in die hele Nuwe Testament. Pentheo is dit. Dit word gebruik om oor iemand wat gesterf het te treur. En dit is sekerlik die slegste treur wat jy kan hê. Ons het nou baie daarmee te maak en gesien hoe mense treur, hoe dit lank vat om verby te kom. En kan ek dit vanmôre ook net sê, as iemand aan die dood afgee, veral as 'n vrou of 'n man verloor of 'n man 'n vrou verloor,
moet asseblief nie so stupid wees om na 2-3 maande vir hulle te sê, hoor jy moet nou 'n bietjie begin aangaan met jou lewe nie. Jy weet, kom bietjie oor hierdie ding nie. Wie is jy om dit te sê? Het jy dit al beleef? Het jy al 'n pad saam met so iemand gestap en gekyk waardeur hulle gaan? Daar is nou 'n ou wat my vroutjie volg op wat is dit, Facebook, né? Ja. Ek weet glad nie hoe werk Facebook nie. As sy vrou is verlede jaar dood, na sy haar bene gebreek het en daar toe nou allerhande komplikasies gekom het. Hulle is so in hulle 40's dink ek, ja, laat 40's. En sy is so 'n paar weke of maande daarna oorlede. En daai ou is nou nog aan die stoei, want hulle het 'n wonderlike verhouding gehad. Nou skryf ons slim sielkundiges op Facebook. Hey, Poet, dis nou tyd dat jy aangaan met jou lewe, man. Hoe kan jy dit doen? Dis mos nie moontlik nie. Dan het jy geen idee waaroor die lewe gaan nie. So, weet net, dis die sterkste woord. En dan sê Dawid hier in Psalm 32, vers 1 en 2, hierdie interessante ding. En nou Dawid was 'n ou wat baie pyn en lyding gehad. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortredinge nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. So, as jy begin treur oor jou sonde, en dit begin erken aan God vir 'n wegtrek, en dan gaan sy gees jou motiveer en inspireer om te gaan na mense toe op wie jy dalk getrap het of met wie jy lelik gewees het, om te gaan om vergifnis vra. En as daai ou of vrou jou nie vergewe nie, bal is in hulle baan. Jy het vergifnis kom vra en jy wil regmaak. En die Here sien dit raak. Dis wat hy wil hê. As jy mens na Psalm 51 gaan kyk, dan gaan praat jy, kyk jy 'n bietjie wat sê Dawid oor sy sonde met Batseba. Hoe hy stoei voor die Here, hoe hy bly, hoe hy dit voor die Here neersit, en dan kom hulle in Handelinge, en dan sê die skrywer Lukas in Handelinge, Dawid was 'n man na God se hart, hoe kom hy sy sonde bely, en dit laat staan. Hy het in die krag van die Heilige Gees die oorwinning behaal. Is net hy wat jou die oorwinning sal gee. Treurendes oor hulle sonde is vol vreugde. Hulle is gelukkig, hulle is geseënd, sê die Bybel, wat oor hulle sonde treur. Want hulle is die enigstes wat vergewe is. Die res van die wêreld moet leef met eindelose skuldgevoelens. Dis so 'n tragedie dat Satan vir Mohammed gebruik het om 'n ander geloof aan die gang te sit wat net so langs die Christelike geloof hardloop. Sodat mense nou al so stupid geword het in Amerika, maar ook hier in ons land, dat hulle nou die twee wil saamvoeg, want ons aanbid glo dieselfde God. En dan praat hulle van Chrislam. Hulle gaan lekker lam in die hel sit. Die God van die moslems is nie Yahweh nie. Hy is Allah, is 'n afgod. En hulle het, ek het al baie met hulle gewerk, het geen vrede in hulle binnekant oor wat hierna gaan gebeur nie. Hulle godsdiens is 'n werke godsdiens. Hulle weet nooit dat hulle genoeg gedoen om hierdie God van hulle Allah tevrede te stel nie. Dan vlieg hulle met 'n aeroplane in die Trade Center vas en sê, hey, papa, hierdie ding moet my in die hemel kry. En as hy daar wakker word, is hy heeltemal op 'n verkeerde plek. Want net Jesus Christus bring jou by die Vader, Yahweh, ons God. Niks anders nie. Niks wat jy doen nie. Niks wat jy betaal nie. Niks wat jy doen kan jou red nie. En hoor dit vanmôre, julle jong mense ook en julle ou ballies. Jou tyd raak minder, jou tyd is baie kort, jy weet nooit wanneer jy sterf nie. Ons lees gister van 'n jong mannetjie wat net sy matriek uitslaat toe hy dit gekry het, toe sy dood aan kanker.
So hy is 18 jaar oud. Die jongste mens wat ek begrawe het, was 'n 4 dae oue babatjie. Ek wens jy kon daai ma en pa sien, waar deur hulle gegaan het. Maar hulle was albei kinders van die Here. En ek kon vir hulle sonder twyfel sê, daai babatjie is by God. Onthou net die doop wat ons in die NG Kerk het, red jou nie. As hy water op jou val, is dit net 'n teken dat jou ouers hulle gekommit het om jou na Jesus toe te lei. En as hulle dit nie gedoen het nie, is jy op dieselfde pad as die moslems, as die Jode wat nie die Messias wil aanvaar nie, en as die ateïste. Jesus Christus sê ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom by die Vader, behalwe deur my nie. Hoor dit vanmôre. Want die dag as jy dood gaan en jy kom staan, ek weet nie of jy voor Petrus gaan staan of wie nie, ek dink jy gaan voor die Here staan. Dan gaan dit nie help dat jy sê, jong, ek was in die NG Kerk nie, jy weet, en ek is gedoop, en ek het Bybel gelees, en ek het gebid, en ek het 'n dankoffer gegee. En jy sê nie, maar die belangrikste is, ek het dit gedoen, omdat Jesus Christus koning van my lewe is. En kom ek sê onmiddellik, dit beteken nie, jy is nou heilig op 'n manier waar jy nooit sonde doen nie. Daar is nog nie so 'n mens op hierdie aarde nie. As jy dit sê, lieg jy, dan wil ek vir jou sê, gaan steel 'n skaap, laat jy dan een sonde gedoen het. Gaan doen dit. Jy kan nie sondeloos wees hier nie. Die res van die wêreld moet leef met eindelose skuldgevoelens. Verstaan ook baie duidelik dat vreugde kom nie as gevolg van treur nie. Dit kom van God se reaksie op die getreur, oor jou sonde, wat jy dan bely. Hou aan sondig in jou lewe en maak die bottel vol, want dan sal jy sien hoe vernietigend dit word. En ons werk daarmee ook baie. Bely dit en ervaar die vryheid en die vreugde wat God en die vrede wat God vir jou wil gee. Die God wat vergifnis in Jesus Christus werk deur 'n nuwe geboorte van sy Heilige Gees in jou lewe. En dan is jy nie een slap los van alles nie, dan begin jou pad. En tot die dag wat die Here jou kom haal, veg jy teen al die aanslae van die bose. So, begin treur, begin bely, omdat jy Jesus aangeneem het. Nie so dat jy gered kan word nie. Neem Jesus aan en begin dan. En dan sal die Gees vir jou wys wat moet jy regmaak. Amen. Here, U ken elkeen van ons wat hier sit. Inteendeel, elke mens op hierdie aarde, wat al geleef het en wat nog gaan leef. En daarom bid ek vanmôre dat hier in hierdie gemeente mense sal aanraak opnuut of vir die eerste keer. En dat hulle by U sal uitkom saam met my. En dat ons voortdurend sal fokus op 'n lewe waarin ons U gehoorsaam, waarin ons die bose weerstaan. En as ons val, Here, beloof U daar in Psalm 37 vers 23, U sal ons optel, want ons is U sin in Jesus Christus. En U sal ons weer nuut maak. En as ons bely, dankie dat U in die woord sê in 1 Johannes 1 vers 9, dat U ons sal vergewe, en dat U die sonde van ons sal wegvat, dat U nooit weer daaraan sal dink nie. Dankie dat ek kan bid vir hierdie gemeente, dat U by hulle sal bly werk, en dat Hy hulle sal gebruik om hier in Reits en oral waar hulle beweeg, te gaan lewe as 'n lig vir die nasies, omdat die lig in hulle is. Bid vir al die boere en besigheidsmense in die skole, hulle die onderwysers, die kinders, die studente wat universiteit toe gaan, en die dosente, dat U hulle in hierdie jaar sal bewaar en sal seën en sal gebruik om in die krag van U Gees mense toe te rus vir die lewe.
En dankie dat ons kan bid, dat U vir ons binnekort 'n ordentlike regering sal gee, sonder die ANC en al die ander goggas wat saam met hulle is. En dat U vir ons op 'n plek sal bring waar daardie regering sal omgee vir die land en vir die mense van die land. En hulle wat honger en dors het en nie blyplek het nie. En ja, dat hulle sal begin ophef en optel. Ons bid vir al die mense in die plekke daar in Mpumalanga en Limpopo en KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap waar het weggespoel het in hierdie tyd, Here. Wil U vir hulle vashou, die wat mense verloor het en wat hulle huise en karre en alles verloor het. En vir hulle op hierdie manier ook nader trek aan U, dat hulle meer intense pad dalk vir die eerste keer met U sal begin stap. En wil U vir ons wat geseënd is en dalk kan help, ook 'n hart gee om uit te reik, soos wat U sal uitreik na daardie mense, en dat ons dit in U naam sal doen. Dankie, en dat ons dit alles mag bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ek het nou seker, okay. Terwyl die dankoffer opgeneem word, gaan julle ook 'n nuwe lied hoor, maar hy is baie eenvoudig. Julle kan hom sittende saam sing as julle die melodie opgetel het. Heilige Gees, kom vernuwe nou my hart. Dankie Eniel, as jy hom vir ons daar kan sit in die volume. Is die musiek aan? Die musiek is nie aan nie. Vinnig harder. Daai klank is stop net en dan die volume. Ekskuus man. Hy gaan nou begin. Laat hy hom net gou harder maak dan. Ek het te lank gepreek, so julle hoor nie. Okay, kan hy maar aansit. Is hy reg? Okay, laat wiel. Bietjie sagter, bietjie sagter. Aso. Heilige Gees, kom vernuwe nou my hart. Jesus Heer, ek kom buig nou voor U neer. Genadige Vader van vrede en trou, leer my U te dien en te eer. Nou kan julle saam sing. Gees, kom vernuwe nou my hart. Jesus Heer, ek kom buig nou voor U neer. Genadige Vader van vrede en trou, leer my U te dien en te eer. Dankie. Is die dankoffers opgeneem? Ekskuus man. Ons gaan afsluit met 'n baie bekende lied, 'n lekker opgewekte loflied tot eer van die Here, Liedboek 201, al 3 die verse, en dan nadat ek die seën uitgespreek het, sluit ons af met die amen, né? En dan is dit die afkondigings. Okay. Is daar na die tyd tee? Okay. Dankie, jy gaat ons. Kom ons staan. Lof sing Heer, vir jou neer, bewys aan al die eer. Laat elke mond om lof en prys en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheer
sing sy naam, sy hele skepping juig. Laat almal saam om ere tot voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor al koning buig. Die genade van ons Here Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe, en die liefde van God ons Vader, skepper van alle dinge, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.